faktorisering, 3 terme, die makliker voorbeelde. Reg. Baie van julle onderwysers het 10-1 vir julle klaar reeltjies en stappies gegee hoe om hierdie te doen. As jy nou nie sulke reeltjies of stappies gekry het nie, of jy kan nie meer lekker onthou hoe dit werk nie, dan moet jy nou maar inval in my stappies en reeltjies doen. Die basiese stappe lyk dieselfde, maar ek mag dalk nou net ander bewoording gebruik. Elke onderwyser skryf maar hierdie op sy eie of haar eie reg. Ek gaan net eers gou die stappe volgens ek werk as jy kry die faktore, dan die breus, ek gaan nou dit verduidelik, dan vul in en dan is daar plus minus reëls. Ek wil net eers gou kyk na die plus minus reëls stappie, want dit is 'n redelike moeilike stappie om in 'n groot prosedure te verander. So ek wil net te verstaan. So ek wil net gou net hierdie een stapie op sy eie behandel, dan gaan ek van voor af begin. Reg, so die plus minus reëls, as jy 'n 3 term het, sê nou maar soos x² plus 5x plus 6, dan volgens hierdie plus minus reëls, gaan kyk jy eers na hierdie tweede teken. As daai tweede teken 'n plus is, dan sê dit vir jou die twee tekens wat jy in die hakies het, is dieselfde, bedoelende, dis 'n plus en 'n plus, of dis 'n minus en 'n minus. Reg. As daai tweede teken 'n minus is, dan weet jy, hierdie tekens in die hakies is verskillend. Dit beteken jy het of 'n plus en 'n minus, of 'n minus en 'n plus. Reg, so as ek ek kyk eers na die tweede teken. Goed, as hierdie tweede teken 'n plus is, dan sê dit vir my teken in die hakies onder gaan dieselfde wees, en as hierdie tweede teken 'n minus is, dan sê dit vir my ek het twee verskillende tekens in my hakies. Dan as ek nou klaar na die tweede teken gaan kyk ek na die eerste teken. Die eerste teken sê vir my verskillende goed afhangende van of die tweede teken dan nou 'n plus of 'n minus was. Kom ons kyk eers na die plus. As hierdie tweede teken 'n plus is en my tekens is dieselfde, dan sê hierdie tweede teken vir my, wat moet dit wees? Byvoorbeeld dan nou, as dit 'n plus is, dan beteken dit my twee tekens wat dieselfde is plusse, of as dit 'n minus is, dan gaan my twee tekens wat dieselfde in hierdie geval is dan nou 'n minus. So ek kyk eers na die tweede teken. As dit 'n plus is, dan sê dit vir my daai twee tekens is dieselfde, dan sê daai een vir my, wat is dit? 'n plus en 'n plus, of 'n minus en 'n minus? As dit verskillend is, as hierdie tweede teken 'n minus is, gaan daai ouetjie vir my iets anders sê. As dit verskillend is, beteken dit is 'n plus en 'n minus, of 'n minus en 'n plus, dan sê hierdie een vir my, watter een gaan saam met die grootste getal. Reg, bedoelende, as ek sê nou maar in my hakies het x6 en x2, dan is 6, tussen 6 en 2 is 6 mos nou die grootste, so dan gaan daai teken saam met die 6, sê nou maar dis nou 'n plus, dan gaan dit saam met die 6, en dan is die ander een obviously dan nou verskillend. Reg, so ek gaan net gou weer deurgaan, maak seker jy verstaan die plus minus reëls. As ek nou klaar hierdie wil ek nou faktoriseer. As ek nou klaar gegaan het tot op die punt waar ek nou twee hakies het en ek weet nou, okay, hier moet 'n x en 'n 2 en 'n x en 'n 3 kom. Hierdie stukkietjie gaan ek met stappie 1, 2 en 3 by uitkom. Nou moet ek nog net my tekens invul, dis die laaste stappie. Dan gaan kyk ek eers na hierdie tweede teken. Ek gaan net gou vir julle al die tekens wys. Kyk, hierdie eerste twee se tekens is plusse daar, en hierdie tweede
2 se tekens is minusse daar. So as ek hierso gaan en ek kyk na my tweede teken, 'n plus hier sê vir my daai 2 tekens moet dieselfde wees, dan sê daai plus vir my, dit moet al 2 plusse wees. By hierdie geval sê hierdie tweede teken vir my, as ek nou daar my getalle klaar ingevul het, dit kom nou in die vorige stappies, ek gaan net gou die getalletjies eers invul, ek gaan nou vir julle verduidelik hoe om dit te doen. Reg. As ek nou hierso na die tweede teken kyk, dan sê dit vir my hierdie 2 tekens, ekskuus tog, moet dieselfde wees, en dan gaan daai enetjie vir my sê dit moet minus wees, so dis dieselfde, dis minusse. Hierdie ouetjie sê vir my hierdie tekens gaan verskil, dan kyk ek die grootste een moet 'n plus wees, so tussen 6 en 1 is 6 die grootste, hy moet dan 'n plus wees en die ander een is 'n minus. Dit maak nie saak of jou 6 of jou 1 waar hulle staan nie, die grootste teken wat dan nou daai enetjie is, kom maar net saam met die 6, as hy hierdie kant staan, kom hy hierdie kant, as hy daai kant staan, kom hy daai kant, en by die laaste enetjie hierso, hierdie tekens verskil, en dan sê daai een vir my die grootste een moet 'n minus wees, en dan kom hy daar so, minus saam met die 6, en 'n plus saam met die 1. Reg, so dit is hoe ek dan nou, daai stap 4 gaan hanteer, maak net seker, jy kyk eerste na die tweede teken, en jy kyk tweede na die tweede teken. As die eerste teken 'n plus is, gaan die 2 tekens in die hakies dieselfde wees, dan sê daai teken vir jou wat is plus of minus. As die tweede teken 'n minus is, dan sê dit vir jou in die hakies gaan jy verskillende tekens hê, dan gaan daai een vir jou sê watter een kom saam met die grootste. Hierdie een sê vir jou verskillende goed afhangende van of dit saam met 'n plus of 'n minus in die tweede teken gaan. Reg. So kom ons kyk gou hierdie stappe van bo af. Reg. Faktore, hier is al my getalletjies is nou dieselfde in al hierdie voorbeelde, maar ek wil net hê jy moet net die prosedure verstaan, die prosedure bly dieselfde. Vir die stappie faktore, gaan jy na daai laaste getalletjie toe in jou 3 term, wat net 'n getal is sonder 'n x of 'n x kwadraat, en jy kry sy faktore vir my in pare, soos byvoorbeeld 6 maal 1 gee vir my 6, en 3 maal 2 gee ook vir my 6. Reg, daar is nie nog faktore van 6 nie. Dit is dan nou my eerste stappie wat ek bedoel met faktore. Jy kry spesifiek van hierdie laaste getalletjie die faktore. Reg. Die tweede stappie in hierdie prosedure is Hebreëus. Nou, Hebreëus het ek nou so geskryf omdat vir die van julle wat dit nie weet nie, Hebreëus is 'n taal wat in die ou tyd gebruik is, baie lank terug, en Hebreëus is 'n taal wat ons van regs af links lees. Ons lees Engels en Afrikaans en meeste van die hedendaagse moderne tale lees jy van die linkerkant af na die regterkant toe. Hebreëus, as dit nou hier geskryf staan, lees jy van die regterkant af na die linkerkant toe. So jy gaan nou Hebreëus lees in hierdie stappie, en wat ek nou spesifiek wil hê jy moet na kyk, is jy gaan kyk na daai getalletjie, daai teken, en hierdie getalletjie, daai 3, maar jy lees hulle van agter af. Jy het mos nou hierdie ouetjie se faktore gekry, so jy gaan lees die faktore van dit, wat jy optel, of as daar 'n minus staan, aftrek, om 5 te kry. Hierso gaan ek lees die faktore van 6 wat ek optel om 5 te kry. Hierso gaan ek lees die faktore van 6 wat ek aftrek om 5 te kry. Die faktore van 6 wat ek aftrek om 5 te kry. Kom ek wys net gou vir jou nog 'n voorbeeld. Sê nou maar, jy het x kwadraat plus 12 8x. Okay.
As ek nou byvoorbeeld dit het, 8x, ek sien die 8 is bietjie dof gemaak, kom ons maak hom net bietjie duideliker. Reg, as ek nou hierdie gaan lees daar by die tweede stappie, dan gaan sê ek die faktore van 12 wat ek bymekaar tel om 8 te kry, wat dan nou 6 en 2 sal wees, want 6 en 2 is faktore van 12, en dit gaan ek bymekaar tel om 8 te kry. Reg, so dit is hoe ek daai tweede stappie, Hebreëus, dink maar net lees van agter af en onthou maar net jy kyk spesifiek die faktore wat jy bymekaar tel of aftrek om daai getal te kry. Dit is hoe jy dit lees van agter af Hebreëus. Dan nou die derde ouetjie wil jy gaan invul. Nou as jy hierdie gaan faktoriseer, gaan jy opeindig met 2 hakkies wat daai x kwadraat kom van 'n x maal 'n x af. En daai 6 kan of van 6 maal 1 of 3 maal 2 afkom. Maar hierdie stappie help my om te besluit watter van hierdie getalle pare ek moet insit. 6, die faktore van 6 wat ek bymekaar tel om 5 te kry, is 3 en 2. So ek gaan hierdie faktore gebruik, 3 en 2. Reg, so dit is hoe ek hier tot hier toe kom en dan is dit nou net die laaste stappie. Ek gaan net daai uitvee want dit is bietjie ingedruk hierso. Die faktore van 6 reg en dit ek ingevul, nou die laaste stappie gaan volg ek nou net daai plus minus reëls. Ek gaan kyk eers na die tweede teken. Dit is dan nou 'n plus, so dit sê vir my hierdie twee tekens gaan dieselfde wees. Dus of 'n plus en 'n plus of 'n minus en minus, dan sê daai een vir my dit is 'n plus en 'n plus, dit is wat dit is. Reg. So nou kan jy gaan toets. Dit nou as jy klaar gefaktoriseer, jy kan net vinnig vir jouself gaan toets. X maal met x is x kwadraat, x maal met 2 is 2x en 3 maal met x is 3x, 2x en 3x gee vir my daai 5x en 3 maal met 2 is 6. Reg, kom ons doen gou die tweede een selfde so. Ek gaan kry eers die faktore. Verstaan nou net baie van hierdie gaan nou baie dieselfde lyk. Gaan nou moeiliker is doen. Maar verstaan net die prosedure en sien net hoe herhaal ek dieselfde ding oor en oor. Verstaan hoe ek hierdie prosedure implementeer. Reg. So ek gaan kry die faktore van 6 wat 6 en 1 3 en 2, 6 maal 1, 3 maal 2. En dan gaan ek nou Hebreëus van agteraf lees. So die faktore van 6, wat ek bymekaar tel om 5 te kry, is 3 en 2. En dan gaan vul ek in, dis my derde stappie. Ek gaan vul in x en 3 en 2. En dan kan ek hierdie tekenreëls gebruik, nommer 4. So die tekens is dieselfde, hulle is al twee minusse. En dan is ek klaar gefaktoriseer. Net om dubbel seker te maak het ek reg gewerk, kan ek gou in my kop gaan inmaal. X maal met x gee vir my x kwadraat, x maal met minus 2 gee vir my minus 2x, minus 3 maal met x gee vir my minus 3x, so dan het ek minus 2x minus 3x wat daai term vir my gee, en dan het ek minus 3 maal minus 2 wat positief 6 is. Reg, die derde ene, ek gaan kry die faktore, die eerste stap, kry die faktore van hierdie laaste getal, 6 maal met 1, 3 maal met 2, en dan die stappie Hebreëus, gaan kyk ek die faktore van 6, wat ek aftrek om 5 te kry, kan julle sien hoe dit verskil, dat ek nou 6 en 1 gebruik, en nie 3 en 2 nie. So ek gaan nou nie meer 3 en 2 gebruik nie, want die faktore van 6 wat ek optel om 5 te gee vir my 3 en 2, maar die faktore van 6 wat ek aftrek om 5 te kry is 6 minus 1. En dan die derde stappie, gaan vul ek nou in. Ek het 6 en 1 en x, en dan gaan ek nou net my tekenreëls volg, my plus minus reël volg. So hierdie ouetjie sê vir my, dat hierdie tekens gaan verskil, dan sê daai enetjie vir my die grootste een moet saam met die plus kom. So tussen 6 en 1, 6 is groot, so hy kom plus, en dan kom daai een.
By die 1 kom 'n minus. Reg, laaste enetjie hier. Ek gaan die faktore van 6 kry, 6 en 1, 3 en 2. En dan, as ek nou die tweede stap Hebreëus doen, die faktore wat ek aftrek om 5 te kry is weer eens 6 en 1. So dan gaan derde stapie, vul ek dit in. En dan het ek x en x, want x maal x gee vir my daai, en die faktore van 6 wat ek gaan gebruik in hierdie geval is 6 en 1. En die laaste stap het die tekenreëls. So die tekenreëls, daai ouetjie sê vir my hierdie tekens gaan verskil. Die grootste een moet 'n minus wees. So ek sit by 6 minus en by 1 plus. Reg, kom ons kyk gou na nog 'n paar voorbeelde. Ek gaan net die stappies daar aan die kant los. Dan kan jy heeltyd dit sien. Nou met hierdie voorbeelde, as jy nou al die prosedure bietjie in jou kop het, as ek die som neerskryf, pause die video en kyk of kry jy dit eers op jou eie reg en dan kyk jy wat ek gedoen het. Reg. Ek wil hierdie faktoriseer deur gebruik te maak van hierdie stappies. X² plus 12x plus 20. Die eerste stap is, ek gaan kry die faktore van 20. So 20 maal 1 gee vir my 20, 10 maal 2 gee vir my 20, 3, 4, 5 maal 4 gee vir my 20 en dis almal. Dis daai stappie. Nou die tweede stappie, van agter af lees ek. Die faktore van 20, wat ek bymekaar tel om 12 te kry, ek sien hulle sommer daar, dit moet 10 en 2 wees. En dan gaan vul ek nou in, so ek gaan vul in x en 10 en 2, en dan gaan volg ek die tekenreëls. Daai sê vir my, die tekens moet dieselfde wees, daai sê vir my, dis al twee plusse. Reg, kom ons doen nog enetjie. Weereens, as jy nou al klaar 'n idee in jou kop het van wat jy wil doen, as jy al klaar 'n idee het van hoe dit werk, pause die video, en dan doen jy hom eers op jou eie, en dan bly jy weer, dan kyk jy of as jy reg. As jy nog nie 100% seker is nie, kyk maar nog eers wat aangaan. Ek gaan nog na hierdie een nog 2 doen, so dan kan jy daar ook inval om self te probeer. Reg. So ek begin eerste stappie. Ek wil die faktore kry van 32. Die faktore van 32 is 32 maal 1, 2 maal 16, 3 gaan nie daar in nie, 4 maal met 8, 5 gaan nie daar in nie, 6 gaan nie daar in nie, 7 gaan nie daar in nie, 8 gaan daar in, en daar is hy klaar, so nou is hy klaar, reg. Die faktore van 32, daar is hulle. Die tweede stappie, van agteraf lees ek, die faktore van 32 wat ek aftrek om 14 te kry. Dit is dan nou daai. So ek gaan sê, by die derde stappie gaan vul ek nou net in wat ek het so lank. Ek het die x en die x en ek het die 16 en die 2. Ek gaan vul dit in. En dan gaan ek nou net my tekens gaan kyk. So my tekens is verskillend as ek nou hierdie tweede een kyk wat 'n minus is, en dan sê daai eerste een vir my die grootste een van die twee moet 'n minus wees. So 16 moet minus wees en 2 moet plus wees. Reg. Hierso is nou nog enetjie. Ek gaan nou gou-gou sommer ietsie snaaks hier doen.
Ok, 2x² plus 24x plus 40. Nou wat nou my pla daar is, daai oukie. Reg. Maar moenie te veel bekommerd daaroor nie. Kan jy sien hier is 'n grootste gemene faktor van 2 wat ek kan uithaal. So dit is wat ek gaan doen hierso. Ek gaan haal uit 'n 2. As jy nie seker is om 'n grootste gemene faktor uit te haal nie, daar is 'n video daaroor. En dan vat ek hierdie en ek gaan maak dit 'n 3 term wat ek kan faktoriseer. So jy sal sien hierdie ouetjie lyk presies dieselfde as nommer 5. So hierdie gaan dan nou net faktoriseer in x plus 10 x plus 2. Maar as jy nou nie soos hier het ek nou klaar dit gedoen, so ek gaan dit net oorskryf. Maar as ek nou nog nie dit gedoen het nie, dan sou ek nou net weer die stappies gevolg het. Reg, en hierso is 'n laaste enetjie wat jy weer eers op jou eie kan probeer. Reg, x tot die mag 3 minus 16x² minus 36x. Kom ons kyk daarna. Ok, nou hierdie ekstra x'e pla my. Want dit is nie gewoonlik hoe my 3 terme lyk nie. Nou wat gaan ek nou doen? Presies wat ek daar gedoen het, ek gaan haal 'n grootste gemene faktor uit. Ek kan x uithaal as 'n grootste gemene faktor. En dan het ek 'n oulike 3 term wat maar lyk soos wat hy moet lyk. Reg. En nou gaan ek hierdie stappe volg. Die faktore van 36, 1 maal met 36 gee vir my 36, 2 maal met 18, 3 maal met 12, 4 maal met 9. As jy nie vertroud is met jou tafels nie, gebruik maar 'n sakrekenaar om net seker te maak hierdie is reg, want as hierdie nou verkeerd is, gaan jy jouself nou vasloop en punte verloor. 5 gaan nie daarin nie en 6 maal met 6 gaan daarin. Reg, so nou is ek klaar, ek het die faktore met die eerste stappie. Die tweede stappie, die faktore van 6 wat ek aftrek om 16 te kry. Dit sal dan nou wees 18 minus 2. En dan die derde stappie gaan ek dit nou invul. Julle sien ek het hierdie x maar net daar geskryf. Moet hom nie vergeet nie, dra maar net oor, maar jy maak niks met hom nie, okay. So nou gaan vul ek in wat ek het. Ek het x en x. Ek het 2 en 18 is my getalle. En dan gaan ek nou na my tekens kyk, die vierde stappie. Hierdie tekens is verskillend. Die grootste een moet minus wees. So 18 moet minus wees en 2 moet plus wees. En dan is ek klaar.